Goeiedag, dit is vandag weer Woensdag en tyd vir hierdie week se skrifmeditasie. Ons luister ten eerste na The Priests se lied King of Kings. Raak daar waar jy nou is, bewus van die koning wat jou aanbid. I journey on my way. What need I feel when thou art near, O King of night and day? More safe am I within thy hand than if a host did round me stand. The child of God can fear no ill, he's chosen and no foe. 'Tis not from chance or comfort springs, thou art at last, O King of Kings. My destined time is fixed by thee, and death doth know his hour. Ons lees nou uit die Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarmee weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het." Toe sê sy eienaar vir hom: "Mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel my vreugde." Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel my vreugde." Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê: "Meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en blik waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u geld terug." Toe sê die eienaar vir hom: "Jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners." Waaroor gaan hierdie gelykenis? Met die eerste lees klink dit so dat ons as gelowiges moet woeker, sodat ons aan die einde van ons lewe beoordeel kan word of ons dit nou gemaak het of nie. Altyd 'n oppervlakkige verklaring van vers 30. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Wanneer Jesus met die mense praat, fokus hy ten eerste op sy mense van sy tyd en omstandighede. Dit blyk egter dat wanneer hy na die man en slawe verwys, ten eerste 'n verwysing is na God en Israel.
Aan die fariseërs en skrifgeleerdes is heelwat gegee. Die wet van Moses, die tempel as teken van God se teenwoordigheid. Aan Israel is wonderlike beloftes gegee van God se seën en omgee. Israel het egter alles in die grond begrawe. Hulle was slegte en lui slawe. Al was die derde slaaf nie oneerlik of bedrog gepleeg of by skandale betrokke nie, blykbaar was hy maar net versigtig om homself te beskerm en geen verdere risiko's te neem nie. Met hierdie gesindheid ontneem die slegte slaaf homself van twee dinge. Ten eerste die verantwoordelikheid van rentmeesterskap en om 'n medewerker te wees. En ten tweede die vreugde en teenwoordigheid van sy eienaar. Dit is opvallend dat die goeie slawe se beloning nie 'n goue horlosie of bonusse is nie, maar groter verantwoordelikheid. Wie is dan die goeie slawe? Dit is hulle wat Jesus se roep, volg my, aanvaar het. Hulle is soos 'n mosterdsaad wat klein begin en dan groei tot 'n boom. Hulle is tekens dat die koninkryk in hierdie wêreld aanwesig is en besig is om te kom. Aan ons wat Jesus volg, is daar heel wat toevertrou. Liewe vriend, om Jesus te volg vra risiko's. Disippelskap vra waagmoed om die manier van die nuwe lewe te leef, om vir hom in die wêreld te verteenwoordig. Watter risiko word jy uitgenooi om vandag te neem agter Jesus aan? Gebruik nou 'n paar oomblikke om daaroor na te dink. Here jou vandag seën en beskerm. Mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. 'n mooi dag vir jou. Tot 'n volgende keer.